haai julle, ek hoop het gaan goed met elkeen en soos julle almal weet, is Paasnaweek om die draai en vandag se boodskap gaan oor God se liefde vir jou en my. So vandag gaan ek 'n bietjie gesels oor jy wat gevorm is, jy wat gekies is en jy wat geliefd is deur God. En baie keer kan ons so neerkyk op onsself en ons kan dink maar ons is nie gevorm of gekies of geliefd deur God nie. Jy weet, ons kan dink ons is 'n mislukking, ons is per toeval hier, ons is 'n oepsie of 'n glipsie, maar ek wil vir jou vandag kom sê dat God het 'n amazing doel met jou lewe en 'n roeping op jou lewe en hy het jou gevorm en jou gemaak en al van jou geweet en jou beplan voordat jy op hierdie aarde is. Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan vandag na Jesaja 43 toe. Jesaja 43 vanaf vers 1. En hoor mooi wat sê dit hier. Dit sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Nou ek wil vandag hê, jy moet daai gedeelte gaan lees en jou eie naam daarin sit. Want God is nie iemand wat ander mense voortrek nie. Die Bybel kom sê dit vir ons. Hy trek niemand voor nie. En so, jy kan jou naam daarin sit en dit oor jouself gaan spreek om te weet dat God het jou gevorm, God het jou geskep en God roep jou dan ook en hy sê jy is syne. Nou ek wil hê jy moet saam met my gaan na Efesiërs toe. Efesiërs 1 vers 4. Hoor mooi. Dit sê, so het hy, God, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. En so belangrik, hier sien ons dat voor die grondlegging van die aarde is jy al op God se gedagtes. Het God alreeds jou roeping bepaal dat jy goeie werke, goeie dade sal doen in Christus en voor die grondlegging van die aarde het hy jou reeds geken. En so, ek wil vandag jou bemoedig. Jy is gevorm, jy is gekies. Voor die grondlegging van die aarde het God jou reeds geken. So julle kan saam met my gaan ook na Psalm 139. En daar gaan ons 'n bietjie verder kyk oor hoe God ons gevorm het, ons gemaak het, ons geskep het op so 'n wonderbaarlike manier. Nou lees saam met my Psalm 139 vanaf vers 13. Dit sê, U het my gevorm, maar aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek gevorm is, en aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, en hoe magtig hulle almal. Wow, wat 'n great gedeelte ook hier. Ek wil dit vandag met jou kom deel en sê dat daar is 'n paar belangrike goed wat ons hier kan uithaal. Nommer 1 sien ons dat God kom praat, hy sê vir ons, ek het jou gevorm eerstens. Nou selfs wanneer hy ons gevorm het en elke been aan mekaar gesit het, kan dit nog steeds 'n bietjie oppervlakkig wees. Alhoewel dit baie spesiaal is, maar dit praat tog net van die natuurlike. Maar dan gaan hierdie psalme dieper en hy sê behalwe dit is God se gedagtes vir my wonderlik. Sy gedagtes vir my is amazing. En dit wat hy vir my beplan, vervul my met verwondering. En so ek wil vandag kom hê dat jy nie neergedruk moet wees wanneer jy dink aan jouself nie. Moenie mismoedig of negatief wees nie. Moenie dink God dink nie aan jou nie en hy's 'n ver God. Moenie dink ag kyk in jouself na die spieël en sê ag kyk hoe's ek gemaak. Mense spot my, mense dink ek's nie mooi nie. Nee, God het jou op 'n wonderbaarlike manier geskape. Wanneer hy kyk na jou dan smile hy. Hy's trots op jou. Hy jubel en hy juig oor jou. Nou in Genesis 1 vers 31, dan kan julle ook gaan lees
Maar daar sien ons dat nadat God die aarde geskaap het en nadat hy die mens geskaap het, dan het hy na die mens ook gekyk en na alles wat hy geskaap het en hy het gesê, dit is goed. En so dit is wat jy en ek ingesluit, dat God kom kyk na ons vandag en hy sê, jy is goed geskape, jy is mooi geskape, jy is spesiaal vir my. En so ek wil hê julle moet saam met my ook gaan na Sefanja. En dan lees ons hoe opgewonde God oor jou en my is. Nou in Sefanja 3 vers 17 lees ons die volgende. Dit is vir my so 'n spesiale en mooi gedeelte. Dit sê die Here jou God is by jou. Nommer 1, hy kom sê ek is God by jou, ek is God Immanuel. Ek is nie 'n ver God nie, maar ek is by jou teenwoordig. Dan verder kom sê hy is die krygsman wat red. Behalwe dat hy sê hy's naby aan ons, is hy ook ons beskermer. Dan kom sê hy is vol vreugde oor jou. Hoor mooi. God is vol vreugde oor jou. En dan sê dit hy is stil tevrede in sy liefde en hy jubel en hy juig oor jou. Wow. Hoe God nie elke dag na ons kyk. En hy sê ek is vol vreugde wanneer ek kyk na jou. Wanneer ons in die oggende opstaan na 'n nagrus, dan staan ons op en die eerste ding wat God sê, "Yes, my seun, my dogter het opgestaan. Ek jubel oor hulle. Ek juig oor hulle. Ek is vol vreugde oor hulle." En ek wil hê vandag jy moet sien hoe God jou sien. Want vanuit hierdie perspektief is dit hoe ek en jy gaan leef. Wanneer ons weet God is lief vir ons, wanneer ons weet God gee om vir ons, wanneer ons weet ons is gevorm, ons is gekies, ons is geliefd, dan leef ons vanuit daai identiteit uit na ander toe. En dan sit ons nie meer met hierdie verwronge idee van God haat ons, God is kwaad vir ons, God wil ons net konstant straf nie. Nee, hy het ons gevorm, ons is sy kinders en ons is geliefd deur hom. Ons is spesiaal gemaak. En wanneer ons dit besef, wanneer ons uitgaan in 'n gebroke wêreld, dan loop ons met daai identiteit daar uit. Wetende dat God het my lief, maar ook dat hy die om my lief het. Dat ek aan God se liefde weerspieël, want hy het my lief. En daarom wil hy sy liefde gee vir elkeen daar buite. Nou verder, dan sien ons in Jeremia 1 vers 5 dat God roep jou ook. Dis so belangrik, God kies jou. En ons lees dit hier, dit sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. En vanoggend of vandag wil ek hê jy moenie dink aan hierdie gedeelte net as dis vir Jeremia gesê of vir Jeremia geskryf nie. Nee, God skryf dit vir jou. God sê dit vir jou vandag. Maak nie saak wat jou beroep is nie. Maak nie saak waar jy self mag bevind nie. God kom sê, luister, ek het jou in jou moederskoot gevorm. Ek ken jou reeds voor jy gebore is. Ek het jou op jou naam geroep en jy is myne. En so mag dit ons weer eens vul met verwondering om te weet dat God het ons voordat ons gebore is reeds beplan, reeds geken, reeds gekies vir amazing dinge waarvoor hy ons dan ook geroep het hier op aarde. Nou verder, in Romeine 8 vers 38 en 39, dan sien ons hier weer eens God wat kom sê dat luister, niks kan my liefde skei van hoe ek teenoor jou voel nie. My liefde vir jou bly vir altyd. Dit is ontsettend groot. Dit is onvoorwaardelik. Alhoewel God vir ons kom vra om gehoorsaam te wees aan hom en alhoewel hy vir ons vra om sy wil te ken en sy wil te doen, hy is ook lief daar buite vir die sondaar. En ek het al 'n preek en 'n boodskap hieroor gehad dat ja, hy's dalk nie tevrede oor hoe ons baie keer leef nie en hy roep ons om terug na hom toe te kom en in gehoorsaamheid vir hom te leef, maar dit skei nie sy liefde van ons nie. Hy is lief vir die sondaar en hy's lief vir die een wat hom volg. Nou hoor mooi wat sê Romeine 8 vers 38 tot 39. Dit sê hiervan is ek oortuig dat geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping ons van die liefde van God kan skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is.
En dan ook natuurlik in Johannes 3 vers 16. Dan sê God, so lief het ek die wêreld gehad, dat ek my enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Ek wil kom sê vandag vir jou, wees gehoorsaam aan die Here, volg hom, nie omdat jy moet nie, maar omdat hy jou so ontsettend lief het. God wil 'n pad stap met jou. God wil hê jy moet in eenheid wees met hom, en hy in jou en jy in hom. En so ek wil vandag kom sê dat God het jou ontsettend lief. En dit wat ons kan doen, kan God minder lief wees, of laat hy minder lief raak vir ons nie. Sy liefde vir ons is onvoorwaardelik. En so belangrik vandag, weet dat God het jou lief. Weet dat hy dink aan jou, hy jubel oor jou, hy juig oor jou, hy het jou gevorm, hy het jou gekies, en hy het jou gemaak en geroep vir groot dinge hier op aarde. In Jeremia 29 vers 11, dan lees ons so 'n bekende gedeelte. Dit sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee en 'n verwagting. So belangrik dat hierdie gedeelte kom sê vir ons, dat luister, God kom eintlik en hy belê in jou toekoms. Hy kom invest in jou toekoms. En dit wat hy beplan vir jou vorentoe is 'n toekoms van voorspoed. Nou die oorspronklike Hebreëse woord daar is die woord shalom, wat beteken vrede, maar is eintlik 'n seën en 'n vrede in totaliteit. Met ander woorde, fisies, geestelik, emosioneel, daar self ouens wat sê finansiëel, en dit is wat God vir jou beplan in jou toekoms. So behalwe dat God sê, luister, ek is onvoorwaardelik lief vir jou, kom sê hy vir jou ook dat ek beplan vir jou 'n amazing toekoms. Ek beplan vir jou 'n toekoms vol vrede, vol met voorspoed, vol seëninge. Dis my hart vir jou. So ons kan sien dat God se liefde is nie net ek het jou gevorm nie. Ek het jou nie net gekies nie. Niks sal jou van my liefde kan skei nie, nie net dit nie, maar verder kom sê God, ek belê in jou toekoms. Nou vir elkeen wat weet, wat dalk besigheid het en mense het al in jou besigheid belê, weet dat dit is mense, besigheidsmense wat die potensiaal in jou raak sien en dan belê hulle in jou toekoms deur finansiëel te saai of wat ook al dit mag wees. En so kom sê God, luister, ek sien soveel potensiaal in jou, dat ek belê in jou toekoms. Ek gee jou my gees, ek gee jou gawes, ek gee jou talente, ek gee alles wat jy nodig het, ek gee selfs die guns wat jy nie verdien dalk nie, sit ek op jou lewe, sodat jy voorspoed kan geniet. En so dit is die liefde van God. God kom sê, ek belê in jou toekoms. Ek maak seker, jy het 'n toekoms van voorspoed, van seën, en van vrede. Wat 'n amazing God dien ons nie, wat kom sê, luister, behalwe dat ek jou gekies het, behalwe dat ek lief is vir jou, kom belê ek ook in jou toekoms. Ek sluit af met Efesiërs 2 vers 10. Hoor mooi wat sê dit. Dit sê, God het ons gemaak wat ons nou is, in Christus Jesus. Het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Die Engels lees, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Ek en jy is God se handewerk. God het ons gemaak wat ons nou is. Hoe amazing is dit nie, dat hy ons gevorm het, geskep het, geroep het, en in ons toekoms ook belê. Nou ek wil afsluit met 'n laaste illustrasie, om te sê dat baie keer het ons al 'n dierskildery gesien, of van julle het dit dalk in julle huise, en dit kos ten duurste. Nie omdat dit 'n mooi prentjie is nie, maar oor die een wat dit geverf het. Die skildenaar wat daai portret gemaak het, is baie bekend en baie beroemd, en sy werke is baie werd. En so wil ek jouself hê, jy moet jouself kom sien vandag as daai portret. God is die skildenaar, God het jou geverf, God het jou aan mekaar geweef, God het jou gevorm, God het jou gemaak, en daarom is jy baie werd.
Moenie kyk na jou mislukkings, jou foute, jou agtergrond, hoe jy lyk, wat ook al nie. Nee, vandag is jy werd omdat God, die ene wat die sterre gevorm het, die aarde gevorm het, als in plek hou, jou ook gevorm het. Besef vandag die waarde wat jy het en heg jou waarde aan die een wat jou gevorm het en jou gemaak het. Nie aan jou agtergrond nie, nie aan wat mense al gesê het nie, nie waar jy jouself al bevind het nie, maar weet die waarde wie jy is in Christus Jesus. Jy het soveel waarde omdat hy jou gemaak het. En so gaan hierdie week met daardie wete. Ek het nog 'n illustrasie, dis ook 'n bekende een, van 'n R50 opgevrommel was en vuil is, maar die R50 behou sy waarde. So besef vandag, maak nie saak hoe die lewe jou al misbruik het nie, rondgegooi, rondgeskop het nie. Besef die waarde wat Christus in jou geplaas het. Jy is baie werd, want jy is vir hom baie werd. En omdat hy jou gevorm het, het jy soveel waarde. En so mag jy vandag besef, jy is gevorm, jy is gekies, jy is geliefd deur die Allerhoogste, deur God, wat die begin en die einde is, die Alfa en die Omega. Jy is geliefd deur die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En Jesus ken jou op jou naam, jy is syne. En so ek wil vandag vir jou bid en afsluit, dat God daai minderwaardigheid sal wegvat. Dat in hierdie Paastydperk ook wat voorlê, dat jy sal besef wie jy is in Christus, wat hy kom doen het, dat want hy het jou so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het vir jou. En so kom ons bid saam. Vader, ek kom bid vir elkeen wat na hierdie video kyk. Mag hulle U herken as die een wat hulle gevorm het, gekies het, gemaak het, geliefd het. Here, dat hulle sal weet, U is so ontsettend lief vir hulle. Vader, mag hulle besef vandag die waarde wat hulle het. En Jesus, ons kom bid nou dat U enige minderwaardigheid sal breek in die naam van Jesus Christus. Here, vir elkeen wat na hierdie video kyk en dink hulle is niks werd nie, of dink hulle kom uit 'n swak agtergrond uit, of dink hulle is te lank, te groot, te klein, maak nie saak wat mense al vir hulle gesê het, Here, mag hulle vandag vrykom en loskom en weet wie hulle is in Christus Jesus. Dat U hulle gevorm het, dat U hulle gekies het, dat U lief is vir hulle. Here, dat U selfs in hulle toekoms belê en Here, dat U 'n groot roeping op hulle lewens het. Vader, ons dankie vandag dat U deur die woord vir ons kom sê, U jubel en U juig oor ons. Mag ons dit weet en vanuit hierdie identiteit begin lewe. Mag ons jubel en juig en soos die psalmer vol verwondering staan oor hoe U ons gemaak het en hoe U gedagtes teenoor ons lyk. In Jesus se naam bid ons vir Here dat elkeen sal jubel oor die God wat hulle gemaak het. Dat hulle sal jubel oor hulle self, wetende hulle het ontsettende waarde in Jesus Christus. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê, blessings vir elkeen van julle en weet jy is waardevol.